Goeiedag, namens die leraarspan en die kerkkantoor personeelspan bring ek hierdie boodskap na elke Sonstraal lidmaat en elkeen wat luister. Die einde van die jaar het aangebreek. Dit was inderdaad 'n vreemde, 'n ongekende jaar. 'n Jaar wat ons moes leef met 'n globale pandemie. 'n Jaar wat verskeie uitdagings op bykans elke terrein van ons lewens voor ons gebring het. Vir ons kinders was dit 'n uitdaging om van die huis af te leer, om weg te wees van hulle vriende af, om geïsoleerd te wees op sosiale vlak. Soveel uitdagings om ons kinders in ons huise konstruktief besig te hou. Ouers se uitdagings was om hierdie leermateriaal aan hulle kinders oor te dra, om al die balle in die lug te hou terwyl hulle moes werk en skool aanbied en die potte in die kook hou. Hoeveel nuwe dinge moes ons leer doen in ons huise in hierdie tyd. Natuurlik was dit ook 'n uitdaging by ons werksplekke. Toe ons deure moes toemaak, toe ons kantore moes skuif huise toe party plekke letterlik hulle deure vir altyd moes toemaak omdat hulle nie meer kon besigheid doen nie. Hoeveel mense het nie hulle werke verloor of 'n groot deel van hulle inkomste verloor nie. Hoeveel uitdagings het die tydperk van inperking nie vir ons gebring nie. Hierdie dinge kom sit nie sommer net gemaklik in 'n mens se lyf nie. 'n Mens moes ernstig en dringende aanpassings in ons lewens maak. Baie van ons het ook hartseer beleef, waar daar siekte en selfs dood van geliefdes ingetree het. In hierdie tyd dink ons in besonder baie aan elkeen wat iemand in die dood verloor het in gedurende hierdie jaar. Dit was natuurlik ook 'n jaar van bekommernis van hoe gaan ons hier deurkom, van bekommernisse van gaan ek my gesondheid behou, gaan ek ook die virus opdoen en hoe gaan my liggaam daarop reageer, van bekommernis van gaan ek dalk my werk verloor of gaan ek my inkomste of 'n groot deel van my inkomste verloor. So was vrees 'n groot deel van ons lewe hierdie jaar. Elke nuusberig wat ons geluister het as ons die radio of TV aanskakel, het in die eerste plek gegaan oor die impak van die corona of COVID virus in ons lewens. Dit was inderdaad ook 'n jaar van geleenthede. Hoeveel van ons moes nuwe dinge op nuwe maniere of ou dinge op nuwe maniere doen. Ons moes maar leer om kreatief te wees, om innoverend te wees. En in ons huise was daar hoeveel geleenthede om mekaar weer beter te leer ken, om met mekaar te kommunikeer, om ons behoeftes aan mekaar oor te dra en om die ruimtes met mekaar te deel. Geleenthede by werksplekke om dinge op nuwe maniere te doen. Een ding het ek inderdaad in hierdie jaar gesien by mense. Mense in ons samelewing, mense in ons gemeente, maar ook mense weier. Dit is die ding wat ons in Suid-Afrika ook gemunt het as Ubuntu. Daardie ervaring van jy is 'n mens deur ander mense. Omdat jy is ek. Omdat jou menswees floreer my menswees. So het ek gesien hoe mense na mekaar uitreik in nood. Hoe mense mekaar help, hoe mense mekaar nie los as hulle sien die ander kry swaar nie. Dit was 'n besonderse ervaring om te sien hoe mense waarlik na mekaar uitreik. Dit is 'n tyd waarin ons as leraarspan en personeel vir elkeen van julle wil dankie sê. Dankie vir julle ondersteuning gedurende hierdie jaar. Dankie vir julle bemoedigende boodskappe. Baie dankie vir die manier waarop julle gewys het dat julle ook vir ons liefhet. Dit het vir ons ontsaglik baie beteken en dit het ons week vir week gedra. Dankie vir julle geduld met ons uitsendings. Hoe dit ook maar hier en daar hak en tak gegaan het, toe ons moes maar leer hoe hierdie nuwe storie van digitale opnames werk.
Baie dankie dat julle self gegee het in hierdie tyd om deel te wees van 'n nuwe manier van kerk wees. En dat ons hierin ook iets nuuts kon beleef en kon ontdek van God, van sy genade, van sy grootheid en van kerk wees as lidmate, as medemense in die liggaam van Christus. Ons het groot waardering en groot liefde vir elke een van julle. In hierdie tyd het ons maar net weer besef hoe baie ons julle mis, omdat ons ook weet so min kon die eredienste bywoon waar ons toegelaat was, en so min mense kon nog regtig uitkom, omdat hulle risiko's om die virus te kry so groot is. Baie dankie ook vir elkeen se finansiële bydraes. Dit het ons waarlik ook gedra deur die jaar, sodat ons kon voortgaan met die bediening van die gemeente. En nou, liewe vriende, is dit vakansietyd. Dit is rustyd. Dit is ook 'n tyd van nabetragting, van terugskoue oor die jaar wat verby is, en te probeer sin maak van wat alles gebeur het. Ons hoop dat dit vir jou en jou geliefdes en jou familie en waar jy ook al mag wees, 'n besondere verrykende tyd sal wees. Mag julle goed uitrus, mag julle baie lekker fees vier, mag julle vreugde ervaar, en waar daar hartseer is, mag julle mekaar vashou en mag julle troos vind in mekaar se teenwoordigheid. Vir elkeen wil ons sê 'n baie geseënde Kersfees. Mag jy in hierdie Kerstyd weer herinner word aan die wonder van God se menswording, dat hy ons wêreld kom betree het, dat hy in ons skoene kom staan het, dat hy in ons paaie kom loop het, dat hy daarom presies weet waar ons is, waardeur ons gaan en wat die uitdagings in ons lewens is. Mag julle daarom hoop en vrede en liefde en vreugde ervaar. Dit wat die menswording van God na hierdie wêreld vir ons gebring het. Mag julle ook in hierdie tyd in besonder dankbaar wees vir dit wat die Here vir ons gee, dit wat ons kan geniet, dit wat ons het, sodat ons ook uit dankbaarheid in hierdie Kersfees voort sal gaan om aan ander te gee wat nie die voorregte het wat ons het nie. Ten slotte wil ek julle herinner dat ons Kersfeesdienste, trouwens al ons eredienste tot verdere kennisgewing aanlyn sal wees, slegs aanlyn, dat daar geen fisiese byeenkomste by die kerkgeboue sal wees nie, weens die nuwe staat van die inperking wat die president aangekondig het. Ons weet dit is vir almal 'n frustrasie. Ons verlang na julle net soveel soos wat julle na mekaar verlang. Ons verlang daarna om weer saam te kuier by ons eredienste, saam koffie te drink. Ons weet, vriende, dit sal weer gebeur. Intussen tyd, wees baie veilig. Wees versigtig op die paaie. Wees versigtig waar julle heen gaan rondom alle aspekte van julle gesondheid. Dra julle maskers. Hou maar die sosiale afstande tussen mekaar. Saniteer julle hande. Daai 3 goeters is maar goed wat ons moet bly doen, al voel ons al moeg en siek en sat daarvan. Mag julle 'n vreugdevolle Kersgety hê en mag julle die hoop van die strale van elke oggend se son wat weer opkom ontvang as 'n teken van God se trou en van sy beloftes wat elke dag nuut vir jou geskenk word. Geseënde Kersfees en lekker rus. Totsiens.